Goed mense, as jy miskien kan opslaan in die Bybels, ons gaan 2 gedeeltes lees, Jesaja 11 en dan ook Markus 1. Ek is nou soos 'n goeie gereformeerde dominee wat uit Sefanja en Maleagi lees, en dan preek hy uit Openbaring. Ek verstaan nooit hoekom dominees dit doen nie, maar ek hoop dit gaan wel duidelik wees wat die relevantie is van Jesaja 11 en Markus 1 vir ons verder werk met Genesis 3. Dit is die bedoeling dat ons vanaand 'n bietjie verder gesels meer in die algemeen oor ons verstaan van ook Genesis 3 binne wat ons bely oor God wat skepper is en God se voorsienigheid. Goed. Ek lees die eerste 2 verse van Jesaja 11 en daarna spring ek dan na vers 6 tot 9. Maar 'n takkie sal spruit uit die stom van Isaai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag vir die Here. Miskien net vinnig as agtergrond, hierdie boodskap kom dus na die volk van die Here in 'n tyd wat hulle redelik verval het. Agteruit gegaan, waarskynlik al in ballingskap op hierdie stadium. So die toestand van die volk is sleg, maar hier kom 'n belofte vir die volk van weer herstel. En dit begin dus met 'n spruit wat voortkom uit die stam van Isaai. Dan, wat gaan die resultaat wees van hierdie herstel wat die Here beloof? En hou nou asseblief die verhaal van die slang in die tuin in die agterkoppe terwyl ons hierdie gedeelte lees. 'n wolf sal by 'n lam vertoef. Dis vers 6. 'n wolf sal by 'n lam vertoef en 'n luiperd sal by 'n boklam gaan lê. 'n kalf, 'n jong leeu en vetgemaakte vee bymekaar. 'n klein seentjie sal hulle lei. 'n koei en 'n beerwyfie sal saam wei en hulle kleintjies sal saam gaan lê. 'n leeu sal soos 'n bees gras eet. 'n suigeling sal speel by die gat van 'n horingslang en 'n kleuter sal sy hand uitsteek na die nes van 'n kobra. Mense sal nie kwaad doen of hulle wangedra nie. Nêrens op my hele heilige berg nie. Want die land sal vol wees van die kennis van die Here, soos water die see bedek. Goed, tot daar uit Jesaja en dan Markus 1, net vers 9 tot vers 12, tot vers 13. Dit is dus hoe die evangelie van Markus begin. In daardie dae het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die Gees soos 'n duif op hom sien neerdaal. En 'n stem het uit die hemel gekom: "Jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my." Hier word dus 'n nuwe mensdom tot stand gebring. God verheug hom weer oor 'n mens. Dis die wonder wat hier gebeur. Dit is baie belangrik, wat doen hier, of wat gebeur dan nou met die mens? Direk daarna het die Gees hom die woestyn ingedryf. Let wel, hy stap nie maar na die woestyn toe nie, hy gaan maak nie 'n draaitjie in die woestyn nie, hy word deur die Gees in die woestyn ingedryf. Hy was 40 dae lank in die woestyn, waar hy deur Satan versoek is. En hy was saam met wilde diere en engele het hom versorg.
tot daar ons skriflesing. Ek sal die voorgaan in gebed. Okay. Dankie. Ons liefdevolle God en Vader, ons kom ook in hierdie aand na U toe as U kinders, mense wat weer kinders by U geword het, deur U geliefde Seun, die een mens in wie U behaag het, die mens oor wie U verbly, van die begin tot vandag. Here, ons dank U dat ons uit Hom mag lewe en aan Hom verbind mag wees. En deurdat ons aan Hom gebind is, ook weer aan U, die lewende God, die drie-enige God, verbind mag wees. Here, wil U daardie band met Christus vir ons so sterk maak, Here, dat ons nooit weer van U sal wil losskeer nie. Dankie dat ons deur Hom aan U verbind mag wees, sterker as wat enige mens nog ooit in die geskiedenis van die mensdom was. Here, mag ons so U nabyheid ervaar. Wees by ons, Here, en bewaar ons ook in hierdie aand van elke vorm van kwaad. En laat ons leef vanuit die krag van U Heilige Gees. Amen. Welkom weer aan almal. Dis lekker om die te sien wat nie siek is nie. Het lyk asof die siekte 'n bietjie geoes het onder ons. Maar goed, ons glo ook wel in die volharding van die heiliges. So ons volhard vanaand, ten spyte van die koue en die feit dat ons 'n bietjie uitgedun is. Soos wat ek in die WhatsApp gesê het, ek sal bly wees as ons vanaand nog 'n bietjie verder weer kan gaan met Genesis 3. Nie noodwendig in die detail van die eksegese nie, maar dat ons wel seker maak, hoe lees ons Bybels? En ja, hoe verstaan ons die skepping van God? En ek gaan nou maar 'n voorstelling maak, en dan hoor ek 'n bietjie, hoe reageer julle daarop? Ek weet nie hoe u groot geword het, en hoe u vandag daarna kyk nie, maar ek het groot geword met die idee, en ek weet nie of iemand dit vir my geleer het nie, en of ek dit maar net vir myself geleer het nie, maar ek het groot geword met die idee, dat die hele skepping van God begin daardie dag waar God sê, laat daar lig wees. En ek het intussen wel tot 'n ander oortuiging gekom, want as ek kan nie anders nie, want as ek die Bybel lees, dan sien ek daar was voor daai tyd, was daar reeds 'n skepping gewees. Maar dat God dan met 'n baie spesiale fase, 'n baie spesiale, kom ons noem dit 'n projek begin het. 'n Projek waarbinne hy 'n baie spesiale plek aan die mens kom gee binne sy groter skepping. En dit is daardie verhaal van God wat nou 'n plek omgee vir die mens en vir God by die mens. Dit is die verhaal wat die Bybel vertel. Die Bybel vertel vir ons nie van die skepping van die engele nie. Later lees ons wel, ja, die Here het engele ook geskep. Ons lees selfs, ja, daar was 'n val onder die engele. Ons lees van engele wat uit die hemel uitgeskop word, lees ons selfs later. So ons lees allerlei dinge wat ons nie in die begin van Genesis lees nie, maar wat eintlik veronderstel word dat ons dit sal weet. En daarom dink ek is dit net belangrik, en ek lees nou maar die sin soos wat ek het geskryf het, dat ek dit nie onakkuraat sê nie. In Genesis 1 vers 2 is die toestand van die kosmos aan die begin van die verhaal, dat niks nog gefunksioneer het soos wat dit moet nie. Daar was, kom ons gebruik maar die woord wat in die ou nabye ooste gebruik was, daar was chaos. En die Gees van God
het oor hierdie chaos gesweef. God was daar teenwoordig, maar wanneer God nou 'n wêreld gaan maak, waarbinne hy met die mens gaan kom woon, waar hy die mens 'n baie spesiale plek in sy skepping kom gee, wel, dan werk alles nog op daai oomblik nie soos wat dit moet nie. Wanneer God dan kom skep, dit wat ons dan eintlik maar in die 6 of 7 skepingsdae ken, is dan God wat eintlik alles kom orden. En dit is heel belangrik, want dit sien ons dan ook deur die res van die Ou en die Nuwe Testament, dat God sy skepingswerk uiteindelik wil volbring, deurdat hy 'n bepaalde orde kom skep. Maar hierdie ongeordende toestand waarvan ons lees in Genesis 1 en 2, dit vorm die dekor vir 'n klomp goeders wat afspeel hier in Genesis. Dis heel belangrik. As ons wil verstaan van hierdie slang, wat duidelik 'n bose plan het, wat ewe skielik daar by die tuin inkom, wel, waar kom hy vandaan? Hoekom is hy boos? Hoekom bring hy chaos? Wel, dit is dus duidelik vanuit daardie chaosmagte wat al voor die tyd bestaan het. Is dit net ek wat altyd nog gedink het, maar God se totale skepingswerk begin in Genesis 3 vers 1 wanneer hy sê, laat daar lig wees. Of het ander van julle dit ook so verstaan? En toe begin alles, né? Dit is hoe ons, ja, die skepping kan nie oud wees nie. Toe begin alles, en dis waar dikwels ons probleme kom met, wat maak ons nou met die evolusie leer? Wel, ons weet nie hoe oud was die skepping voordat God begin orden het. Ons weet nie, die skrif sê dit ook nie vir ons nie. Maar ons moet ook nie dus 'n spanning gaan sien nie. Wanneer God met die mens 'n pad begin stap, dan begin hy alles te orden, en is hy daarmee op pad om uiteindelik deur verskillende skepingsfases alles tot 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te bring, waar alles georden gaan wees, waar alles in harmonie gaan wees, en waar daar geen onveiligheid of bedreiging van die bose meer gaan wees nie. So, God gaan as ware deur bepaalde fases. En ek dink dit is daarom ook belangrik, dat wanneer ons lees, soos wat God skep, en God sê elke keer, en dit was goed. Weereens, ek weet nie van u nie, maar ek het dit altyd verstaan, as ek sê altyd vir jare lank, het ek geglo, as God sê, dit is goed, dan het ek ook daarmee verstaan, dit is afgehandel en is volmaak, en daar is geen fout meer nie. Wel, dit is duidelik nie wat die Bybel bedoel nie. Dat dit goed is, beteken dat hierdie skeiding wat God nou kom maak het, dit is goed vir die doel wat God dit daar bedoel het. Dis goed. Maar dit is duidelik, en ons lees dit sommer baie vroeg in die Bybel, dat God met sy skepping ook weer verder gaan. Hy praat van verskillende wêrelde wat ontstaan. Want waar kry ons al onmiddellik die tweede wêreld? Kom aan, ons ken dit nou al. Waar kry ons onmiddellik al die tweede wêreld wat God maak? By Noag. Nee, dan kom God en hy laat die magte van die water oor alles kom. En dan begin hy as ware met 'n nuwe skepping. En hy kom verder met sy skepping. En so gaan God, en dis eintlik die geskiedenis van die heil ook deur die Bybel, is wanneer God gedurig weer met herskeppings kom. Goed, dus ek dink is baie belangrik dat ons dit moet sien, en daarom ook die belofte wat ons ook hier in Jesaja kry, en die van die wat nou Jesaja al deurgelees het sal weet, dat Jesaja eindig eintlik in sy voorlaaste hoofstuk ook dan met hierdie finale belofte van, kyk, ek bring 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Jesaja 65. Hy kom skep iets weer nuut. Maar is heel belangrik, dit alles stuur af op Christus, op die Seun van God, die mens wat gebore word. En nou in en deur hom bring God die finale. Na hom is daar nie weer vernuwing nie.
Want, skus vir die Engelse woord, maar Jesus is die ultimate. Hy is die hoogtepunt. Verder kan dit nie. Is Jesus of die Seun van God, wanneer hy met die nuwe skepping kom, is hy 'n nuwe figuur wat op die toneel verskyn? Sorry, jy sê, heftig skud jy jou kop neer. Waar ontmoet ons hom al die eerste keer? In die Ou Testament. Waar in die Ou Testament? Het ons hom nou al in Genesis ontmoet? Deur wie skep God alles? Die woord. En wie is die woord? Dis die Seun van God. Dit leer die Johannes Evangelie ons duidelik. Daai lig wat kom skyn, is die Seun van God. So, wat is dus die gom wat al hierdie skepings aan mekaar bind? What's the glue that makes them stick together? Die Seun van God, Jesus. Of kom ons bly by die Seun van God, want eers later word hy mens, by die finale skepping. Maar hy is daar van die begin. Mense, ons is dus nie mense wat glo dat God sy skepping verlaat nie. Dit waarmee hy begin het, gaan hy verder. Dit waarmee hy begin het, bring hy tot vervulling. So daar's altyd hierdie sterk band tussen die begin van hierdie skepping wat georden is, maar nog nie God se eindproduk is nie. Letterlik van die begin af is God op pad na 'n finale produk. Hy begin dinge te orden, maar ons sien ook in die lewe van Israel dat daardie ordening word later geïntensifieer ter wille van God se bedoelings met sy skepping. Wat bedoel ek as ek sê God intensifieer sy ordeninge? Ons het nou gelees by die skepingsverhaal dat hy maak skeiding tussen lig en duisternis wanneer God met die diere na Adam toe kom. Ekskuus, ek het die hand gesien, ek gaan nou by u wees, hoor. Ek wil net my gedagte klaar maak, anders vergeet ek's oud. Sien, dan vergeet ek dit nou. Ordeninge, fases, wat wil ek daarmee gesê? Hy intensifieer dit. So, daar's bepaalde ordeninge. Onthou nou, wanneer God Israel, wanneer ons kom by die boek Exodus, dan kom God ook weer met 'n nuwe skepping. Ons sien dit al met die 10 plaae wat gebeur, met Moses wat uit die water gehaal word, die volk wat deur die see moet gaan, wat weer op droë grond geplaas moet word, en dan kom hulle by die berg, en dan word daar vir hulle allerhande wetgewings gegee. Dan gee God die wet van Moses. Nou wat is nou een van die kenmerke van die wet van Moses? Is dat hy hierdie ordeninge van God wat orde kom skep, in allerhande details begin uitspel. Dink gou-gou, watter ordes skep God deur die wetgewing van Moses wat voorheen nog nie daar was nie? Leeforders. Ekskuus tog? Leeforders. Wat bedoel jy spesifiek daarby? Om te leef op die moment wat jy leef. Ja, en dit gaan op baie spesifieke maniere wees. Met ander woorde, God maak 'n baie duidelike onderskeid tussen sy volk en ander volkere. Dus byvoorbeeld, julle gaan ook heel apart bly, julle gaan in 'n spesifieke beloofde land bly, en God kom gee dan ook vir hulle 'n baie spesifieke wet, die 10 gebooie, wat vir hulle geld. Ons moet baie versigtig wees, maar eendag as ek 'n etiekles vir u gaan aanbied, ons moet baie versigtig wees om te sê, ons pas sommer so die 10 gebooie op heidense volkere toe. 10 gebooie was baie spesifiek vir Israel bedoel, vir die lewe in die land Kanaan. Maar daai onderskeid kom maak God. Hy maak 'n baie duidelike onderskeid tussen hulle wat uit Egipte gelei is en die ander nasies. Julle seuns mag nie vir hulle vroue gaan haal onder die heidene nie. Sien, daar's nog 'n skeiding wat gemaak word. Maar dink nou maar net aan die tempel en die tabernakel self, wat se skeidings word daar nog gemaak? Baie groter intensiteit. Ja, byvoorbeeld, daar die hele tempel word in 3 dele gedeel. Dit is die voorhof en dan is daar die heilige en dan die allerheiligste. En daar's duidelike onderskeid daartussen.
Heel duidelik laat God sien, maar sy skepping is in 3 dele gedeel as ware. Ek gaan net nou dalk weer so vinnig daarna kyk. Maar nie net dit nie. Ewe skielik kom daar wette van sabbate. En dis nie net die sabbatsdag nie, daar's ook sabbatsfeeste, daar's nuwe maane, wat ook sabbatsfeeste was, wat afgesonder was vir die Here. Baie spesifieke feeste wat gehou moet word. Dink maar aan die Paasfees. Dit is 'n heilige fees, is 'n heilige dag. En so is daar meer van hierdie feeste wat God gee. So die hele kalender word ook skeiding gemaak. Alles is nie maar een plat pannekoek dieselfde nie. Daar's 'n relief. Weet nie hoe om dit anders te sê nie, né? Daar's onderskeid. Daar's rein en onrein. By daardie diere wat eers net huisdiere en wilde diere was, kry ons nou hierdie fyn onderskeid tussen die dier met 'n gesplete hoef. Die is 'n wat se tipe dier? Jakobus? Was hy rein of onrein? Onrein. Dit was 'n onrein dier. Nou, God is nou letterlik besig om met 'n hoef te splits. God is amper besig om die atoom te splits hierso. As jy verstaan. God gaan dus meer op 'n mikrovlak en hy begin onderskeid te maak tussen allerlei dinge, juis sodat sy volk kan weet, hulle het 'n heel unieke plek en 'n heel unieke taak. Dit moes Israel weet. En dit maak God duidelik deurdat hy hierdie onderskeidings gaan maak. Het ek julle nog almal aan boord of het ek iemand intussen verloor? Ons gaan nou kans gee vir die vraag. Ja, hy was eerste. Hy sal altyd eerste wees, hoor. Ek is ouer as hy, ek het hard om volhou. Nee, die seun, omdat die seun die skepping, het dit my laat dink oor wanneer die 3 eenheid opstaan. En dit is eintlik vir altyd dat van die Gees het oor die water geskryf. Presies. So die 3 eenheid het altyd bestaan, net op 'n stadium met God, die seun mens laat maak as 'n afwyking. Ja. God was dit leer die skrif ook vir ons duidelik. God is die ewige. Hy is altyd daar. Hy's nie gemaak nie. Niemand het hom uitgedink nie. Hy was altyd daar. En dit leer die skrif. Vanaand vir die eerste keer gedink, hy was die 3 eenheid van die begin af. Yes, absoluut. Daarom ook, mense, die vroeë kerk het nie die 3 eenheidsleer uitgedink, soos wat baie mense sê, op die konsilie van Nicea 325 na Christus nie. Die kerk het nie dit uitgedink nie. Wat het die kerk gedoen? Hulle het net soos u en ek, wat u nou hier beleef het, hulle het Genesis 1 gelees en gesê, magies, daar die seun van God, dis deur hom wat die wêreld gemaak is. Hy was van die begin af daar. Hoe moet ons dit dan verstaan, as daar maar een God is? Maar die Vader skep deur die Seun en die Gees sweef oor die waters. En so het hulle die Ou Testament gelees en begin agterkom, maar eintlik met die hele Ou Testament in dialoog met mekaar, waar die Ou Testament tekste met mekaar gepraat het hulle agtergekom, maar God is drie-enig. Dis nie iets wat die mens uitgedink het nie, dis iets wat die vroeë kerk ontdek het. Vanuit die skrif en natuurlik vanuit Jesus se eie getuienis. Hy wat sê, ek kom van die Vader en ek en die Vader is een. En Jesus sê, en ek sal my gees vir julle stuur. So veral uit Jesus se getuienis, maar daarna wanneer hulle dit gaan formuleer op die konsilie van Nicea, lê uiteindelik die sterkste getuienis, want jy moet onthou, die vroeë kerk moes hulle self verdedig het, veral teen watter groep mense? Rome ook, maar teen watter geloof moes hulle self eintlik van die begin af baie sterk verdedig? Die Jode. Hulle moes dit teen die Jode verdedig het. En hoe kan julle nou kom en julle sê julle glo in een God? Maar ons glo, God is een en daar's niemand naas hom nie. En wat het die kerk begin doen? Om hulle self baie duidelik teenoor die Jode te verwoord, gaan lees hulle die boek van die Jode. Om dit nou maar so te sê in ons taal.
Gaan lees hulle die Ou Testament. En van daaruit kom hierdie geweldige getuienis. Dink maar aan die brief Hebreërs. Ek verwys na hom toe ook omdat hy maar vars in my geheue is en 'n klomp van ons verlede jaar saam behandel het. In Hebreërs, waarmee begin Hebreërs? Hebreërs begin met 'n dialoog, met 'n gesprek. Die van julle wat dalk nog goed kan onthou. Miskien moet ek vir Dominee Nel vra. Hebreërs begin met 'n gesprek. Tussen wie is die gesprek? In die verlede het God op baie maniere, wyse gepraat, deur die profete, maar nou praat hy met ons seun. Nou praat hy met ons. En dan, wat gebeur dan in die res van daai hoofstuk? Wie praat met mekaar? Wel, die seun en die vader. Presies. Ewe as jy Hebreërs gaan lees, mense gaan kyk maar daar. Die Vader sê vir die seun, kom sit aan my regterhand. Kom sit hier op my troon. Sê die Vader vir die seun. En dan praat die Vader met die engele. Wat sê hy vir die engele? Dominee Nel, wat sê hy vir die engele? Hy sê vir hulle niks. Hy sê eintlik vir die seun alles. Ja, maar moet wel 'n implikasie hê vir die engele. Hulle moet hom aanbid. Die engele moet hom aanbid. En dan is die seun in verwondering. So hier sien die dialoog. Nou wat lei die kerk daaruit af? Sien, dit is gewoon vanuit die kerk se geskrifte en die besef van wat die Ou Testament ons werklik leer. God is die enige gewees van die begin af. Maar as hy vir die engele opdrag gee om die seun te aanbid, dan moes daar 'n tyd gewees het dat God die seun geskep het. Anders sou die engele dit van die begin af doen. Nee, okay. Ek dink wat baie belangrik is, as ons daar van die seun praat, net soos wat ons van die Nuwe Testament af, die seun daar is ook presies wat ons gelees het in Markus. As daar 'n stem uit die hemel kom en sê, jy is my seun. Wie is die seun met wie hy nou hier praat? Jakobus Wessels? Jesus, Die mens. Nou kom God en sê, jy is my seun. En in jou verheug ek my. Want oor die eerste Adam kon God hom nie meer verheug nie. En oor al die Adamiete wat daarna gekom het, kon God hom nie meer verheug nie. Maar hier kom 'n seun oor wie God hom sal verheug en tot in ewigheid sal verheug en vir hom. En dit is daarom baie belangrik dat ons besef wat daar in Hebreërs gebeur. As die Vader vir die Seun sê, en onthou dis eintlik maar 'n sinspeling, selfs 'n aanhaling van Psalm 110. Dis Ou Testamentaal. Dis absoluut Ou Testamentaal. As die Vader dan vir die Seun sê, kom sit op my troon. Dan, en dis die aangrypende, gaan in vervulling wat in Genesis 1 vers 26 tot 28 beloof was. Wat word vir die mens beloof in Genesis 1 vers 26 tot 28? Jy mag maar daar kyk, jy mag koekeloers. Dis 'n oop boektoets. Ja, God se verteenwoordiger. Presies. En heers oor my skepping, regeer oor my skepping, word daar vir die mens gesê, en ek sal jou seën. En God het nooit sy belofte dat hy die mens sal seën vergeet nie. En daarom, wanneer die ewige seun van God 'n mense seun word, en hy het nie gesondig nie, en die dood kon hom nie vashou nie, en hy het opgestaan uit die dood, dan ruk God, soos wat Openbaring 12 dit sê, dan ruk God hierdie seun weg van die draak, en hy ruk hom op na sy hemel, en hy plaas hierdie mens op sy troon, wat God van die begin die mens voorbestem het, maar wat God deur verskillende fases tot daar gebring het. 'n eerste skepping, 'n tweede skepping na Noag, skepping deur Israel wat deur die waters moes gaan, totdat die seun gebore word, deur wie God alles tot vervulling laat gaan. Is almal nog by? Maak dit so klein bietjie sin? Of dink jy wil my gaan aankla by die kerkraad van Kettery op die stadium? Asseblief. Heer oor die skepping. Nou dat ek daai wye beeld kry, beteken dit die maanland, die planete, dis alles God se skepping. Die mens kan dus al daai dinge doen, as deel van die uitvoering van wat God gegee gawes. Is dit korrek?
Presies. Miskien sal jy onthou, en of die eerste of die tweede byeenkoms wat ons gehad het, het ek u vertel, en ek gaan dit nou maar herhaal, jammer vir die wat dit onthou. Baie kort voordat ons daai byeenkoms gehad het 'n goeie vriendin van my en Pieter vir my ge-WhatsApp en gesê, wat moet ons maak as ons eendag maanmannetjies, as hulle, daai mense wat nou so in die ruimte ingaan, wat moet ons maak as ons maanmannetjies kry? Kan jy onthou wat ek geantwoord het? Leneke? Ja, sê vir hulle, weet jy wat? Die koning van die skepping, wat jou baas is, het my oor jou aangestel, buig voor hom. Ek is sy boodskapper, ek is sy diensknegt wat vir jou sê, buig voor hom. Dis waarvoor God ons gemaak het. So watter maan of marsmannetjies ons ook al gaan ontmoet in die ruimte, ons het net een boodskap vir hulle. Buig voor koning Jesus. Buig en aanbid voor die drie-enige God. Dis al 'n boodskap wat ons het. So ons hoef nie bang te wees vir die ruimtes nie, mense. Dis deel van God se skepping. Teendeel, ek is so bly eintlik dat hierdie planete ontdek word, want wat se idee het ons baie keer van eendag in die hemel wees? Wat gaan ons doen? Wat dink ons baie keer? Wat gaan ons in die hemel doen? Gaan 'n redelik vervelige tyd wees, né, Johan? Ek kan nie bou nie. Die nuwe Jerusalem is klaar gebou. Peter, jy hoef nie te bou nie. Wie gesê hulle gaan nie bou? Die nuwe Jerusalem is klaar gebou. Hy het sy fondament is klaar gelê. Hy het klaar mure met poorte. So daar's nie bouers nodig in die hemel nie, maar bouers gaan ander werk doen. Vir al die predikante nie. Vir predikante ook nie, hulle hoef nie meer te verkondig. Mense, ons gaan in 'n fase in waar die eindelose groot skepping van God onder God se heerskappy gebring moet word. God gaan ons waarskynlik uitstuur as sy ambassadeurs in hierdie hele skepping en hy kan dan, want onthou, ons het dan 'n geestelike liggaam, net soos wat Jesus gehad het nadat hy opgestaan het. Onthou julle hoe die disippels van Jesus in die bokkamer bymekaar was en ewe skielik sonder dat die deur oopgegaan het, trouwens die deur was gesluit met 'n ketting en 'n groot slot en hier staan Jesus ewe skielik in hulle midde. Ons gaan net so wees. Jy gaan die een oomblik hier wees, jy gaan op 'n ander oomblik kan jy op 'n ander plek wees, 2 galaxies further away. Mense, ons gaan 'n enorme taak hê. God het ons, wanneer hy met die mens begin, 'n geweldige taak vir ons. Moenie klein kyk na jouself nie. Word net voor God klein. Dis al waar ons klein is. En daar moet ons ook klein wees. Maar wetende dat ons as sy kinders word aangestel as sy konings. Ons gaan die hele, as jy nou nie kans kry om saam met Mark Shuttleworth 'n ruimtereis te ondergaan nie. In die lewe hierna gaan jy, wel, ek wil dit nie ruimtereis noem nie, maar jy gaan 'n reis ondergaan met 'n geweldige boodskap en 'n geweldige taak en jy gaan nooit stil sit en vingertjies draai en wonder wat doen ek môre nie. So gaan ons die nuwe Jerusalem verlaat, Daai nuwe Jerusalem het nie grense nie. Want die nuwe Jerusalem verdwyn eintlik, né? Want daar is nie 'n tempel nie. God is. Ons leef dan gewoon in die grootheid van God. Is daar grense aan God? Absoluut nie. So mense, is belangrik dat ons hierdie prentjie in ons koppe het wanneer ons Genesis 1 lees. Daar is 'n skepping alreeds wat God kom orden het, want God het besluit, hy gaan mense maak in 'n verhouding met hom en hy gaan dit tot 'n vervulling bring uiteindelik deur sy seun wat 'n mens gaan word, of was Jesus God se plan B? Was die feit dat Jesus mens geword, dat die seun 'n mens geword het, God se noodplan? Dis van die begin af. Dink maar, Efesiërs 1 vers 4, voor die grondlegging van die wêreld het God julle uitverkies. Hoe? In Christus. En Christo, sê die Grieks.
uitverkies in Christus voor die grondlegging van die wêreld, het God vir mense kom sê, jy's myne. God het daardie plan, dis God se ewige raadsplan, soos wat ons dit maar in die goeie gereformeerde dogmatiek sal gaan noem. Dis God se ewige raadsplan. Die mens in Christus is nie plan 2 nie. Dis nie die reddingsplan nie. Ja, dit het te doen met redding, maar dis nie om God to save God's face nie. Dit is om ons to save our face, want ons het ons losgeskeer van God, wat vir ons 'n geweldige taak gegee het. En ons het dit nie hoog genoeg geag nie. En dis wat gebeur in Genesis 3. Hy het voor die grondlegging van die wêreld op die boek van die lewe geskryf. Wel, dis interessant, die Openbaring sê dit net, dat niemand sal in die nuwe Jerusalem ingaan, wie se name nie voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe geskryf is nie. Hy sê letterlik, voor die grondlegging van die wêreld. Dis baie interessant. Ja. Dan het God ook al van tevore geweet, dat die duiwel gaan moeilikheid maak. Presies. En daarom moet dit ons nie verras nie. Ons gaan nou daarby uitkom, want dit is deel van ons aantekeninge. Want dit bring ons uiteindelik by een van die groot vraagstukke van die mensdom. Die vraagstuk wat waarskynlik op die punt van die tong sit op die oomblik. So byt hom net gou vas. Byt hom net daar vas. Ons gaan nou regtig by hom uitkom. Volg almal nog so 'n bietjie die prentjie. Sien julle hoe dit inpas by die skrif? Ek hoop julle sien dit. En daarom is dit ook heel belangrik, mense, dat Israel se geloof in die opstanding uit die dood het altyd van die begin af alles te doen gehad met hulle geloof dat God skep en herskep, herskep en herskep tot hy in vervulling bring. Daardie geloof van die opstanding uit die dood is altyd die geloof gewees dat daar waar dinge verkeerd gaan en waar die chaosmagte as ware lyk asof hulle oorwin, bring God weer uit daardie chaos 'n nuwe voortgang van sy skepping teweeg. Elke keer weer gaan God daarmee verder en hy kom nader aan waar hy uiteindelik wil wees met die mens in sy seun. Daar oorval my Alzheimer's my weer. Ja, ek dink wat belangrik is wat ek ook in die aantekeninge sê. Die skepping waar God begin orden het, is 'n begin, maar is heel belangrik dat ons moet besef, dit was net 'n begin. Ons moet nie inlees wat ons so maklik doen as God sê, dit was goed of selfs dit was baie goed van, dis die einde nie. Dis 'n baie goeie begin en dit sê God ook. Dis goed dat ek so begin. En dit is belangrik dat ons dit moet onthou, want vandag en vir eeue lank al is daar filosowe, kerkverbande of sektes binne die Christendom self, wat van die vroeë tyd al opgekom het, wat sê, maar in die begin was die skepping eintlik nie goed nie. Dis nie waar nie. God se skepping was goed. Hy sê dit self. So ons werk nooit met die idee, God se skepping was nie goed nie. Dit sluit nie uit, let wel, dit sluit nie uit, dat alles nog nie finaal georden is nie. Want waar word alles georden? Wat is die eikpunt wat nodig is vir alles om georden te wees? Ons moet dit 'n bietjie nader bring, is reg? Dit lê in 'n persoon. Christus. Hy as persoon is die middelpunt van die skepping. Ek dink dis in Kolossense 1 vers 15 waar dit so duidelik staan. Ja, Kolossense 1 vers 15, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninkryke of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is. Alles is deur hom en tot hom geskape. Met ander woorde, is alles gerig
op hom. Want God wil alles rondom hom orden. Hy is die middelpunt. En dis wat Paulus as ware ontdek het. Hierdie man wat aan die kruis gehang het, wat begrawe is, wat opgestaan het uit die dood, wat 'n plek aan die regterhand van die Vader gekry het, hierdie man wat hy ontmoet op die pad na Damaskus, hy is die middelpunt, die sentrum van God se skepping, en alles word rondom hom georden. Alles kry hulle plek in verhouding tot hom, met ander woorde. Kom aan, ons het as goeie gereformeerdes nog altyd geleer, ons moet die Ou Testament Christologies lees. Ek dink ons doen dit net nie altyd intens genoeg nie. Ek dink ons doen dit baie keer net te oppervlakkig. Ek hoop dat ons hier sien ook in die lig van Kolossense 1, dat dit iets ontsettend intens is, dat God se bedoeling was van die begin om alles op die seun gefokus te kry. Ek weet nie of van u seuns of dogters, ek onthou my eerste vergrootglas wat ek gekry het. Dit is nou jammer dat ek dit moet bieg, maar ek het in die Karoo groot geword. Daar die son nog lekker geskyn. Dan gaan sit ek daar op die klippe en dan brand jy die mure so met hom, né? Jy laat die son so deur hy vergrootglas val en dan trek hy net so rook, nog 'n muur daarmee. Nog so wat gebeur daar? Jy kry hierdie fokuspunt en dit is so intens. En daarom ook dat die verskyning van Christus in al sy heerlikheid, wanneer dit beskrywe word, is ook altyd, dit is iets wat oorweldig is. Jy kan ook nie daarna kyk nie. Dit is soos 'n muurtjie wat wil kyk na hierdie straal wat deur die vergrootglas na hom toe aankom. En daarom dat mense ook, wanneer hierdie heerlikheid van God aan hulle verskyn, wat was hulle eerste oortuiging? Wat gaan met hulle gebeur? Hulle gaan vergaan. Ons gaan sterf. Dink maar aan die engel wat aan Maria verskyn. En elke keer, wat is die boodskap wat die engel heel eerste vir hulle moet gee? Moenie bang wees nie. Hierdie is nie jou dood nie, moenie bang wees nie. Ja, God se lig is ontoeganklik. Hy bewoon 'n ontoeganklike lig. Maar daai lig, sê die evangelie vir ons, is die lewe vir die mens. Dan kry die woorde waar Christus gesê het, toe hy aan die kruis gesterf het, dit is volbring. Dit is 'n verskriklike groot betekenis. 'n Enorme betekenis. En ek het dit in die handtekeninge. Ek weet nie of jy kans gehad het om dan, maar ons gaan nou daarby uitkom. Juis om Sorry. Ja, is goed so. Ja, maar Ek weet nie om af te sit nou nie. die Trora is die tafel skuif hy wikkel vir die opname. Ek vra 'n vraag daarop, ek dink dit is bladsy 1. Ek vra die vraag, wat is die gevaar wanneer ons dit is goed in Genesis 1 en 2 lees, asof dit beteken, daar is geen kwaad in God se skepping nie, of dat dit die einde van God se skepingswerk is. En dan gee ek 'n paar verwysings, en ek sal tog wil dat ons die tyd neem om dit te lees, want ek dink, hierdie is ontsettend belangrik, nou ook in die lig van presies wat jy nou gesê het. Hierdie is wesenlik belangrik. Johannes 4 vers 34. Nou moet jy onthou, dit was nie met al Jesus se genesings en wonderwerke so nie, maar op watter dag van die week doen hy waarskynlik sy meeste wonderwerke? Op die Saterdag, op die Sabbatdag. Nou is dit heel belangrik, as ons nou, is dit 'n dag wat God niks doen nie. Jesus is juist besig om te wys, hy's besig met 'n herskepping. 'n Man wat blind is, kan weer sien. 'n Man wat nie kan loop nie, kan weer loop. God is besig met herskepping. Jesus werk op die Sabbatdag. Maar dit is so presies wat hy kom sê. Onthou in Johannes 1 begin met, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie, en hy is die lig en die lewe vir die mense.
So daar begin God se skepping. En luister nou hoe gaan Johannes verder. Johannes 4 vers 34. Iemand wat dit dalk vir ons kan lees? Maar Jezus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. En om sy werk te voltooi. Om dit klaar te maak. In hom gaan die werk uiteindelik tot vervulling kom. Johannes 5 vers 17. Dalk het jou vrou dit vir ons gelees. 5 vers 17. Maar Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. En wat is die konteks hier? Jesus word aangekla dat hy werk op die Sabbatdag. Jesus sê maar dis 'n werksdag. Ek is juis in my skepping nou besig om hierdie skepping weer 'n plek te maak dat ek met my mense daar kan woon. Siekes word gesond. Dis die een van die tekens van die Messias. Kyk, siekes gaan gesond word, krepeles gaan loop, blindes gaan sien, dowes gaan hoor. Word geherskep. Dis die wonders wat Jesus kom doen het. Jesus was maar 'n toerdokter wat sommer elke nou en dan 'n toertjie uitgehaal het nie, né? Hier ruk hy nog eens die toertjie uit sy sak uit nie. Hy het dinge gedoen waardeur hy laat sien het, hy is besig om sy skepping te herskep. Daar waar daar flaws was in die skepping, kom maak hy dit reg. Is dit nie die as gevolg van die sondeval? Ja, en is baie belangrik. Daar's seker goed en dis waar ons baie moeilik die grens moet gaan trek. Net onthou nou van die krepele wat van die geboorte af krepel was. Hy word gesond gemaak en dan vra die mense, nou wie se sonde was dit? Was dit nou syne of was dit sy ouers sin geweest? So onmiddellik wil hulle dit aan die sonde verbind. En wat antwoord Jesus dan? Hy sê, hy's gewoon daar sodat my Vader verheerlik kan word deur hierdie werk wat ek hier doen. So moenie dit gaan verbind in die eerste plek nou aan of hy of sy ouers wat gesondig het nie. Sien raak wat ek hier doen. Verheerlik hierdie werk van my Vader wat ook nou deur my gedoen word. Maar daar is sekere gevolge van die sondeval. Ons sien dit in Genesis 3, duidelik. Byvoorbeeld met swangerskap. Dit gaan moeilik raak. Dit word moeiliker om die grond te bewerk. Onthou, werk het nie ontstaan na die sondeval nie, werk het net moeiliker geword na die sondeval. Daar's baie mense wat dink, ons het eers begin werk na die sondeval. Voor die tyd het ons in hammocks gehang wat gespan is tussen die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad, en daar lê Adam in sy hammock die hele tyd. En is ook interessant om daarop te let dat die sondeval werk geskep het. Ja. Soos die gevangenes in die polisie. Ja. Maar die rustdag, simboliek van die rus, na die 6de dag van skepping, is dit dus. Kom sê God vir ons, kom rus, want ek kom rus in my, want ek kom in my skepping in, teenwoordig, ek is by julle, so julle moet by my kom rus. Dit is juist die wonder van die Sabbatsrus, dat God kom sê, kom rus in my. So dis 'n opdrag vir ons, nie vir God nie. Kan jy vir ons uitbrei op dit wat jy nou sê, oor kom rus, rus, beteken? Jo, ek wil kyk na die spesialis, en ek bedoel dit regtig, want die rus, want dit is 'n wesenlike vraag wat jy vra. Daardie rus is ongelooflik belangrik. En daar is nie 'n boek in die Bybel, in die Nuwe Testament, wat dit duideliker stel as juis Hebreërs nie. Want Hebreërs praat van as Joshua se rus wat hy gebring het vir die volk Israel, die finale rus was. Hy sê, dan sou God self nie gesê het, maar julle moet nog in my rus ingaan nie. Want daar is 'n rus groter as die van Joshua. Dis die verhaal wat Hebreërs vertel, en dan is daar nog 'n finale rus. Maar nou gaan ek oorgee aan my kollega.
So die kort en die lang is eintlik maar wat Hebreërs vir ons sê, is veral hoofstuk 3 en 4, is dat God is rus. Aan die ander woorde, daar tussen die eerste dag wat God geskep het en die finale oomblik van volledige rus, is God daar en hy gee daardie rus. En daardie rus vind jy net in Christus. Jy kan nie in God rus as jy nie in Christus is. Dis hoekom hy ook die beeld gebruik van die woestyngenerasie wat God nie vertrou het nie, dan sê hy ook wie se lyk is soos kadavers geval het in die woestyn, Hades, dis die Jode, hulle het God nie vertrou in sy woord, dat hy met hulle op pad was, na hom self toe, ne? So rus in die Ou Testament, rus in die Bybel, beteken daardie volmaakte plek waar jy kom, waar jy geen meer bewussyn het van pyn, sonde, las, verlies, niks nie. Jy is alles in Christus, en Christus is alles in jou. Dit is die diepste vorm van rus. En dis hoekom Hebreërs sê, daai rus het alleen aangebreek toe Christus uit die dood opgestaan het. Want toe hy uit die dood opgestaan het hy al hierdie mate wat jy nou van praat, die chaos, die dood, die sonde, die hele alles, Christus het dit alles getem. Christus het dit alles in homself saamgevat, toe hy uit die dood het opgestaan het. En daarom is hy ook wat die Bybel sê, die eerstgeborene uit die dood. Hy is die eerste een, die looitjie, Jesaja 11. Ja, so rus is met ander woorde iets wat ons letterlik in God self vind. Daar dat die Here Jesus, Matteus 11, as die Here Jesus sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. En hy gee vir ons rus omdat hy die rus is. Alleenlik omdat hy die rus is, kan hy dit vir ons gee. In hom vind ons rus. En dit is wat Augustinus so pragtig verwoord in sy belydenisse, sy baie bekende confessions of sy belydenisse. As hy sê, ek is 'n onrustige siel op soek na God, totdat ek by u kom en dan vind ek rus. Totdat ek nie by u uitgekom het nie, is ek soos 'n rondgejaagde hond. Maar as ek by u kom ek tot rus, want u is my bestemming. En dis wat rus ook mee te doen het. Wat is ons ultimate bestemming? Is dit 'n plek, is dit 'n iets, is dit 'n iemand? Is 'n iemand. Israel bely dit al, Here God, u is my erfenis. U is dit. Psalm 23, waarmee eindig Psalm 23? Ek noem hom maar, want hy is die bekendste, maar die hele psalmboek loop oor daarvan. Sê hom hardop, sê dit hardop, ons moet dit kan opneem. Die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Ek sal by die Here tuis wees vir altyd, tot 'n lengte van dae. Dis my bestemming, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Al gebeur dit, al gebeur dat. Daar's een plek waarna toe ek op pad is. Daar's een bestemming, om tuis te wees by u. Dit is wat dit beteken om God as herder te hê. Hy lei jou waarheen? Na homself. Na waters waar daar rus is, want is water van lewe, om maar die simboliek van die Bybel weer te gebruik. Daai water van rus is water van lewe. En dit word in ons, sê Jesus, selfs soos 'n fontein wat uit ons op gaan borrel. As ons in God rus, dan word ons self fonteine wat lewe gee ook vir ander, vir mekaar. Daar's geen gebrek nie, dis 'n beeld van oorvloed. God is my bestemming. God is my erfenis. En dis wat begin in Genesis, God kom rus in sy skepping. Dis 'n manier waarop God dan sy mense
na hom te roep. En dan gee hy onder die Jode hierdie baie sterk onderskeid. Is vir die eerste keer in Eksodus 16 waar die Sabbatdag spesifiek genoem word as 'n dag waarop Israel moes rus. Dan kom gee God dit as 'n dag waarop hulle nie weer werk gaan doen nie, maar volledig net in God rus. Want God gaan nou met Israel in 'n nuwe fase in van sy skepingswerk, maar ook hulle word dus letterlik deur die 10 gebooie herinner. Rus in my, 4de gebod. Onthou die 4de gebod is nie 'n anti-werksgebod nie. Die 4de gebod is 'n pro-rusgebod. Om rus in my. En ek dink ons katekismes lê dit so mooi uit. Wanneer ons katekismes sê, is dit vraag en antwoord 44. Nee, dit moet 'n entjie verder nog wees. Ek is nou verkeerd. Gaan dit nie onthou nie. Maar as die katekismes dit so mooi sê, wat beteken hierdie gebod vir ons? Dat ek op die rusdag, en dan sê nie watter dag van die week nie, wanneer ek op die rusdag God se gees toelaat om my te vernuwe. Met ander woorde, om my sterker aan hom te verbind. En die bose werke wat daar nog in my is, dood te maak. Laat die gees van God toe om in jou te kom woon en daar waar daar nog boosheid is, die ou mens nog is, om dit dood te maak. Dit is wat rus is. Met ander woorde, gaan lewe uit God uit. Dis rus. En natuurlik gaan dit beteken, kom aan mense, ons weet almal hoe gaan dit met ons verjaardag. Met verjaardag maak ons dit 'n spesiale dag. Ek weet nie hoe dit by julle gaan nie, maar ek vertel nou maar wat ek doen. As my vrou verjaar, probeer ek dit so, ek weet dit werk nie altyd so nie, want vrou is nou maar net te goed. Maar ek probeer vir haar sê, my vrou, ek sal vir jou ontbyt in die bed bring. Jy moenie skottelgoed was vandag nie, ek gaan dit doen. Hoekom? Ek gaan vir ons ietsie bestel om te eet. Ek gaan nie aanbied om kos te maak nie. Ek bestel vir ons ietsie. Hoekom? Want ek wil hê, omdat dit so 'n spesiale dag is, dat sy moet rus. Dat sy nie moet werk nie, sodat dit vir haar 'n feesdag kan wees. En dis hoekom God vir sy volk sê, ek gaan vir julle op die 6de dag 'n dubbel porsie laat optel, en daar gaan meer wees as wat daar gewoonlik is, sodat julle nie hoef te werk. Hoekom? Want ek wil hê dat julle van die dag 'n fees kan maak. Maak 'n feest van. En hoe kan jy daar 'n fees van maak as jy besig is om te werk? Maar moet nou net nie daarvan 'n wet gaan maak wat sê, ek mag nie op Sondag skottelgoed was nie. Of ek mag nie by die winkel 'n bottel melk gaan koop nie. En mense veroordeel wat dit doen. Want dis nie wat God geleer het nie. Ons is nie sabbatariërs nie. Ons is ook nie Jode nie. Ek weet dit sê nog nie alles nie, Jakobus, maar ek hoop dit sê ietsie van die rus. Dit is net, ek is so bly jy vra die vraag, al is dit net om te onderstreep hoe geweldig belangrik dit is, wat jy vra. Dit is wesentlik belangrik. Goed, kan ons gou verder gaan? Net soos Jesus wat voortgaan met die Vader se werk, gaan ons nou verder met wat hy dit ook sê. Johannes 5 vers 36, iemand wat dit dalk het en dit vir ons kan lees. Maar ek het getuienis wat nog gewigtiger is as die van Johannes. Die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi, waarmee ek nou juist besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. Is dit nie pragtig nie, mense? My Vader het my gestuur om die werk te kom voltooi. En julle sien dit hier, dit wat ek nou hier doen, getuig daarvan. Ek is besig daarmee. Moenie my teëgaan nie. Ek is hier vir julle. Ek is hier ter wille van julle. Kom staan liewer rondom my. Kom skaar julle liewer by my. Kom glo in my. Kom vertrou in my. Sorry, maak dit sin? Wat 'n uitnodiging, wat 'n evangelie.
het Jesus nie daar kom verkondig nie. En dan, en nou maak ek 'n groot sprong, want dit is baie belangrik, want dit is wat jy net nou aangehaal het. Johannes 19, vers 30 en 31. Wanneer ons nou aan die einde van die evangelie kom, of so goed soos aan die einde, Johannes 19, vers 30 en 31. Iemand wat dit vir ons, jy dit dalk vir ons? Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy kop vooroorgebuig en sy gees oorgegee. Aangesien dit die voorbereidingsdag was, en sodat die liggaam nie aan die kruis sou bly op die Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag. Net tot daar, dankie. Daardie Sabbat was eintlik lees die vertaling, daardie Sabbat was 'n besondere Sabbat. Dit is nie 'n belangrik, want alle Sabbatte was op 'n manier belangrik. Wat hy hier beklemtoon is, daardie Sabbat was 'n besondere Sabbat. Want wat het nou net voor dit gebeur, Nora? Ekskuus dan? Dit was die Pasga. Ja, maar wat het Jesus nou net gesê aan die kruis? Dit is volbring. Die werk wat die Vader vir my gegee het, hier kom die ou skepping, die skepping wat God mee begin het met Israel. Dit is volbring. Dan volg daar 'n rusdag. En wat gebeur onmiddellik daarna? Vanaf vers 38, dan kom maar 'n nuwe skepping. Staan Jesus op. Hy gaan in die graf, hy gaan oorwin die bose magte, al daardie chaos magte wat oor die dood geheers het. Christus gaan daarin en hy vernietig hulle. Vir hom word dan gegee, soos wat Openbaring sê, die sleutels van die doderyk word vir Jesus gegee. Hy sal oop en toesluit in die doderyk, want hy het ingegaan, hy het daai magte oorwin. En hoe weet ons hy het oorwin? Want wat gebeur op die Sondag? Hy staan, hy lewe. Die dood kon hom nie vashou nie. En daar word die finale ordening gedoen, wanneer oor hom gesê word. As die engele ook vra, hoekom soek julle die lewende by die, wat se skeiding het hier plaasgevind? Tussen lewe en dood. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hier's 'n kloof tussen. God het skeiding gemaak. Die finale skeiding het God kom maak in Christus. Daarom elkeen wat in my glo, sal lewe, sê Jesus alreeds, net voordat hy Lazarus opwek, sê hy vir sy Lazarus se suster, elkeen wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Want in Jesus kom daar die skeiding finaal tussen die magte van die dood en die magte van die lewe. Daarom, wees by Jesus. As jy nie by Jesus is nie, wat is jy? Is jy die magte van die dood. En dis die wonder van Christus se opstanding. Dis 'n nuwe skepping. Dis nie net 'n nuwe skepping nie, dis die finale skepping. Want God kom skep in Christus 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, soos wat Jesaja 11 al sê, uit die spruit van Isaai, uit die huis van Dawid, kom hy, en hy gaan hierdie nuwe skepping tot stand bring. Is dit nie aangrypend nie, mense? Ek hoop julle sien die verhaal, ek hoop julle sien die groot lyn van God se skepping, hoe dit tot vervulling gaan, uiteindelik in Christus. Daai uitroep, tetelestai, spreek ek die Grieks reg uit? Tetelestai, gewoon in Grieks wat beteken, dis volbring. My werk is volbring. Hy sê die hele tyd vir hulle, los my uit, ek moet my Vader se werk doen. Moenie my keer op die Sabbatdag nie, totdat hy in die kruis gaan hang, en dan gaan hy oënskynlik oorgegee
aan die magte van die duisternis, oorgegee aan die chaosmagte. Dis asof die duisternis die lig insluk, want hy was immers die lig. En wat gebeur? Sluk die duisternis die lig in? Die lig sluk die duisternis in. En hy bring lig. En sy lig kom skyn. So wanneer Christus daarin gaan, oënskynlik lyk dit asof die bose magte finaal oor die mens getriomfeer het. Maar dis nie die werklikheid nie. Christus triomfeer, want hy is lig. Daar's geen duisternis in hom nie. En die duisternis, sê Johannes 1a, die lig het in die duisternis kom skyn. En wat sê dan van die lig? En die duisternis? En die duisternis? Skreeu dit uit. Sê, kon die lig nie oorweldig nie. Hy sê dit van die begin af. Hierdie lig gaan nie deur die duisternis oorwin word nie. Kan nie. Daarom ons het sy heerlikheid gesien. Onthou nou, Johannes skryf sy evangelie nadat Jesus gesterf het, nadat Jesus in die graf gegaan het, nadat Jesus opgestaan het. Hy kyk dus terug en dan skryf hy oor hierdie lig wat sy heerlikheid kom skyn het. En dat hierdie lig kon nie oorwin word, kon nie ingesluk word deur die chaosmagte nie. Kon nie. Dis God se finale skepping. Want wat gebeur in Christus? Dat God en mens word een. Wat 'n geheimenis. Is daar enige van julle wat dit verstaan? Ek in elk geval. Maar ek glo dit en ek sien dit is die evangelie. Want dit was God se bedoeling van die begin. Selfs toe hy daar laat sien, hy kom in sy skepping, wil hy vir ons laat verstaan, hy wil een wees met ons. Hy wil hê dat ons in hom sal wees. Dis wat die tempel altyd laat sien het. Die tempel was God se teenwoordigheid. Waar moes Israel wees? In die tempel. Vir die Nuwe Testament gelowiges word gesê, waar moet jy wees? In Christus. Want hy is die nuwe tempel. Wees in Christus, soos wat die Ou Testamentiese gelowiges in die tempel moes wees, waar God teenwoordig is. Want in Christus het God mens geword. Dis die geheimenis, mense. Nie Anselmus nie. Wie is die man wat gevra het, Koer Deus hou nou? Dis Anselmus. Ekskuus, was dit tog reg gekeer. Anselmus wat uitroep in die 12de eeu na Christus, met sy beroemde boek wat hy skryf. Waarom Koer Deus homo, beteken dit woord, waarom word God mens? Een van die mees aangrypende boeke ooit geskryf. Wel, uiteindelik is die antwoord, God word mens, want God wil een wees met die mens. Nou daai eenheid is aangrypend. Want wat bely ons oor hierdie twee nature van Christus? Is hierdie twee nature gemeng met mekaar? Is God 'n bietjie mens en 'n bietjie God? Jesus is 'n bietjie God en 'n bietjie mens. Jy nou vra is God 'n bietjie mens. O, ekskuus, ja. Is Jesus, ja, ekskuus, dit was jammer. Ja, dis nie wat ek bedoel nie, ja. Is Jesus 'n bietjie God en 'n bietjie mens? Nee, hy's volledig mens, volledig God. Kom ons gaan kyk maar. Geloofsbelijdenis van Athanasius vir alles geweldig duidelik daaroor. Dit is eintlik 'n bietjie filosofies en omslagtig en byna irriterend eintlik. Maar hy wil die punt maak. Moenie hierdie wonder, hierdie geheimenis onderskat nie, dat God mens geword het. En God het nie minder God geword toe hy mens word nie. En die mens het nie meer as 'n mens geword nie. Die mens kom net tot sy oorspronklike bestemming. God het van die begin af die mens oorklee met heerlikheid. En dis die uitroep van Paulus in Romeine 3. Wat is die probleem met die mens? What is the human condition? Wat 'n probleem is?
die groot vraag van Hannah Arendt, die van julle wat filosoof, Jacobus, jy ken van Hannah Arendt, né? The Human Condition, een van die bekendste filosofiese boeke van die 20ste eeu. The Human Condition. Hoekom is die mens in so 'n slegte toestand soos wat hy is? Want eintlik is die human condition iets van heerlikheid. En Paulus kom sê dan ook, die probleem met die mens is, dit ontbreek elkeen, van Adam af, van na Genesis 3 af, ontbreek dit ons aan die heerlikheid van God. Maar wat is God se oplossing? Lees ons verder in Romeine 8. God kom en hy maak ons, wanneer ons deur die Gees uitroep, Abba, Vader. As ons dit uitroep, Abba, Pater, Griek en Jood roep uit, Vader, dan maak hy ons gelykvormig aan die beeld van sy seun. En dan bereik ons doel. En dit is God se bedoeling met die mens. Daarom is Romeine 8 ook die hoogtepunt van die boek Romeine. Want hy loop uit op hierdie wonder dat die mens wat die heerlikheid van God verloor het, kry daardie heerlikheid in Christus terug. En dan kom daar die lofsang wat ons, ek dink, almal so goed ken. Wat sal my skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is? En wat word dan alles genoem wat my nie kan skei nie? Luister nou net, Peter, kan jy dit gou vir ons lees, Peter? Romeine 8, ek dink is vers 32. Luister net as ons daai lys lees. Dit is almal chaosmagte, bose magte. Want daarin, deur ons nou gelykvormig word aan die beeld van die seun, gaan nie een van hierdie magte ons ooit weer van die liefde van God kan skei nie. Ek dink is van vers 32, ek het ook nie nou voor 37. Ja, 38. Vers 38. Vers 35, wie sal ons skei van... Ja, wie sal ons... Ja, maar die punchline is wel op vers 38. Ja, wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Bedrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven is, om iemand wil ons die hele dag door ons is gerekend als slagskavel. Alsjeblieft. Maar en al die dingen is ons meer als de winnaars deur om ons lief te houden. Want het is verzekerd dat geen dood of leven, engelen, overleden, machten, die woorden of komende dingen, hoogte of diepte, of enig ander schepsel, ons zal kan scheiden in de liefde van God, wat er in Christus Jezus, onze Heer is. Is dit nie aangrypend nie, mense? Dis die evangelie, dat in die seun deel ons weer in die heerlikheid van God. Daardie heerlikheid wat God die mens voor gemaak het, wat ons ontbreek het sonder Christus, kry ons in Christus. En al hierdie bose magte, die dood, kyk waar begin hy mee, die dood, of engele, of enige een van hierdie geestelike kragte, wat ons nie eers altyd kan sien nie, nie een van die kragte nie, nie een van die maan of marsmannetjies, wat ons ergens gaan ontdek in die ruimte, gaan ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is. As jy in Christus is jy onaantastbaar. Bemoedig dit 'n bietjie, mense? Ek hoop so. Ek hoop dis 'n bemoediging. Maar ek hoop ook u sien, en ek gaan nou daarmee eindig. Ons sal weer nie klaar met wat ons moes gedoen het nie, maar as ons net kan sien dat wanneer God begin in Genesis 1, het hy nie klaar geskep nie. Hy gaan voort daarmee. En as ons Bybels gaan lees en sien hoe dat God elke keer weer
'n begin maak, maar hy los nie sy skepping nie. Hy los nie die mens nie. Hy gaan verder met die mens. Hy gaan verder met die diere. Hy vat die diere selfs en hy neem hulle verder. Daarom dat ons lees in Jesaja 11 dat daar gaan selfs slange wees wanneer die takkie wat voortspruit uit Isaia uit. Dan gaan daar 'n slang wees. En wie gaan heers oor die diere volgens Jesaja 11? 'n klein seentjie. Wat wil hy daarmee sê? Onskuldig. Presies. Selfs 'n kind gaan nou oor die diere heers. 'n klein seentjie is baas oor hulle, oor hierdie diere. Maar daar's plek vir die diere. En daar is plek vir hulle, daar waar die mens oor die diere heers. Dis die simboliek van die Bybel. En dan is daar nie meer onderskeiding tussen matdiere en wilde diere nie. Daar gaan die leeu gras eet. Stel jy voor. Maar dan bring God alles wat vroeër geskei het bymekaar. Onthou weer die rympie van Openbaring 21 en 22. Daar sal geen see meer wees nie. Daar sal geen duisternis meer wees nie. Daar sal geen traan meer wees nie. Alles wat skei verdwyn. Dis finaal. In Christus het God bereik wat hy begin het in Genesis 1. En dit na Christus se sterf en sy opstanding is die laaste herskepping van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ja, en in hom gebeur dit. Want dis wanneer hy juis na ons toe kom, dat die nuwe hemel en die nuwe aarde na ons toe kom. Daar's nie nog iets anders. Jesus gaan haal nie iets in die hemel nie. Sy wederkoms beteken hy gaan haal iets wat hy nou vir ons moet bring nie. Deur sy teenwoordigheid daar, maak hy vir ons 'n plek by God. Want daar is nou 'n mens by God, een met God. En dan kom hy net na ons toe. En dan omvou God met sy teenwoordigheid ons. Dan is daar nie meer 'n tempel nie, dan is hy die tempel waarin ons lewe. Goed. Iemand wat graag vir ons dalk wil dank in gebed? Ek dink ons het genoeg om voor te dank. Ek hoop dat almal dit wel voel. Weet nie as jy dit kan sien. Here ons hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons weer met u woord besig wees. Dat ons op 'n maandag aand rustig tyd mag maak en dat ons hier kan sit, Here, en van u rus mag geniet. Dat ons mag geniet daarvan om te sien hoe u uself in die woord geopenbaar het, hoe u in die begin geskep het. En met 'n spesifieke doel gekom het, dat u met die mens bemoeienis wil maak. Dat u ons na u beeld geskep het en dat u graag in 'n verhouding met elkeen van ons wil wees. Dat u vir ons 'n God wil wees, dat ons vir u 'n volk mag wees. Heer, ons kan nie genoeg dank vir die mooiheid wat ons daarin van u ontvang nie. Here, dat ons ook daarin mag weet, Here, u het die hele aarde geskep en u onderhou dit en net soos wat u aan die kleinste besonderhede aandag gee en alles versorg en alles in sy reëlmaat hou. Here, so wil u elkeen van ons in ons eie lewens versorg en rus gee en troos gee en vir ons 'n God wees, dat ons met alles by u kan kom. Ons loof u, ons prys u, ons dank u, ons eer u daarvoor. Here, dankie ook vir Dominee Viljoen wat vir ons dit so verduidelik, dat het vir ons mag oopgaan, wil u hom verder versterk met wysheid en krag. Ons dankie vir elkeen wat hier is. Here, ons kom voor u met 'n besef hoe baie ons in gebreke is om u te loof vir wat u werd is. Vergeef
help ons dat ons in U rus lewe. Dit alles mag ons vra, nie net omdat ons iets verdien het nie, maar om Jesus oor te neem. Amen. Amen. Baie dankie weer eens vir almal se geduld en sy teenwoordigheid.